Psalm 90 vers 1 tot 6 en vers 12 tot 16. 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid, is U God. U laat die mens sterwe, U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos die gras wat in die môre afgesny word, in die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Psalm 90 word aan Moses toegedig en hy skryf eers 'n paar dinge oor God en dan 'n paar dinge oor ons as mense. En die eerste ding wat hy skryf oor God is ewig. Voor die berge daar was, voor die wêreld bestaan het, was God al daar. God is ewig, daar is niemand soos hy nie. Ook sê hy, God is nie tydgebonde nie. Ons is tydgebonde, né? Die horlosie stap, hy staan nie stil vir ons nie. Ons word ouer en die tyd wat ons nou het sal ons nooit weer hê nie, maar met God werk dit nie so nie, want 1000 jaar is vir God soos een enkele wagbeurt in die nag. God is nie tydgebonde nie. En dan noem hy 'n paar dinge oor die mens. Hy sê die mens is soos gras. Vanoggend is die gras groen, dit lyk mooi, dit lyk vol lewe. En vanaand is die gras verlep of verdroog. Ons lewe hier op aarde is eintlik maar 'n kort oomblik in die ewigheid. As mens ons lewe hier op aarde met God se ewigheid vergelyk, dan is ons sinne maar net 'n oomblik, dan is ons lewe maar net 'n oomblik, net 'n asemteug. Psalm 90 sê ook, ons as mense is sondig, en as gevolg van ons sonde ly ons. Maar dan kom die Psalm en sê, maar wat maak 'n mens as jy ervaar dat jou lewe soos gras is, as jy bewus word van jou sondigheid? Psalm 90 sê, jy verval nie in wanhoop nie, jou geloof is nie nutteloos nie, nee, jy vlug nie weg van God af nie, jy vlug juis na God toe, want God is 'n liefdevolle Vader. En dit is genade, dat 'n sondaar in 'n verhouding met die ewige God kan leef. Sien, God verstaan jou nood, God verstaan jou pyn, hy verstaan jou hartseer. Hy weet dat jou lewe hier op aarde tydelik, kortstondig is. Hy ken jou sondigheid. Maar hy wil hê jy moet onder sy vleuels kom skuil. Hy wil jou elke dag toevou in sy liefde. Kom na hom toe. Roep saam met Moses in Psalm 90 en sê, Here, hoe lank nog voor U gaan uitkoms gee, hoe lank nog voor U my te hulp gaan kom? As jy vandag soos Moses geroep het, hoe lank nog, Here, hoe lank nog voor U my te hulp kom, hoe lank nog voor U vir my gaan uitkoms gee, weet dan en hou daarin vas. God skenk ons elke dag sy liefde in oorvloed, sodat ons lewe lank mag juig en bly wees, mag jubel oor sy teenwoordigheid in ons lewe. Daarom mag ons vandag bid, dat ons ook God se goedheid in ons lewe sal beleef, en dat God die werk van ons hande hier op aarde, hoe tydelik en hoe kortstondig dit ook al mag wees, in stand sal hou. Here, dankie dat U ewig is. Dankie dat U nie tydgebonde is nie, dat voor die berge daar was, voor die wêreld bestaan het, U al daar was. Ek weet en ek bely vandag dat ek is soos gras is, dat my lewe in 'n oogwink verby kan wees. Maar ek bid dat U my tyd hier op aarde sal gebruik, soos wat U dit bestem het. Dat U my sal gebruik om te doen waarvoor U my gemaak het. Laat ek vandag U goedheid belewe, Here, en hou my werk in stand. Gee vrug op my arbeid. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.